Jolanda, baie welkom by 'n Ma en 'n mikrofoon. Voor ons so begin indelf in ons lekker gesprek vandag, vertel ons bietjie van jouself en agtergrond. Wie is jy en waar het jou pad as 'n arbeidsterapeut begin? Hallo Daniela, dankie dat ek nou op jou program kan wees. Ek is 'n arbeidsterapeut, ek het gekwalifiseer in Pretoria in 2002 en direk daarna is ek en my man Engeland toe en daar het ek gewerk as 'n arbeidsterapeut en opgeëindig in the Maple Children's Center waar ek nou met kinders gewerk het in Engeland. Nou kinders in Engeland en kinders in Suid-Afrika verskil verskriklik baie. Daar was baie meer autistiese kindertjies daarso, maar dit waar my pad begin het. Toe terugkom Suid-Afrika toe het ek hier begin werk in pediatrie, sulke stukkies, maar toe het ek ook opgeëindig by 'n hoërskool op die ou einde, waar ek toe nou met hoërskoolkinders en metakognisie spesifiek gewerk het en dit was my baie lekker. Ekskuus, wat is metakognisie? Nog nooit daai woord gehoor nie. Ja, dit is nie kognisie op sy eie nie, dit is hoe ek dink oor hoe ek dink in jy weet in 'n gewone terme. So dit is hoe ek lees iets en kan ek dit verstaan? Kan ek verder en dieper dink oor wat ek lees byvoorbeeld? En hoe gebruik ek dit? Hoe pas ek dit dan toe? So dit is metakognisie. So hoërskoolkinders, jy weet teen daai tyd moet 'n kind nou al weet hoe om jou metakognisie te gebruik en daar het ek met hulle gewerk oor hoe om dit te verbeter. En dis waar my liefde vir kognisie toe nou begin het. So van daar af het ek 'n praktyk begin waar ek nou spesifiek baie met kognitiewe assesseringswerk, spesifiek ook met groot mense wat met terugkeer werk toe. En ek het 'n kognitiewe toets toe nou ontwikkel vir sekere vlakke van werk in die oop arbeidsmark. En van daar af het dinge toe nou oorgerol en alles wat te doen het met kognisie eintlik. So dis hoe Rising Brightness toe nou ook begin het, want dit is ook nou maar metakognisie, hoe leer ons, hoe weet ons hoe om te leer, al daai goeders. En ja, dis nou maar my paadjie as 'n arbeidsterapeut, dis hoe hy half in breë terme uitgespoel het op die ou einde. Alles klink so interessant, so ek sien so uit dat jy als vir ons verder verduidelik en dit toepas vir ons kinders. So jy sê dis waar Rising Brightness begin het, net bietjie uitbrei oor dit, het jy half gesien daar's 'n gaping wat gevul kan word en dis hoekom jy dit begin het. Wat was vir jou die motivering om hierdie onderneming te begin? Ja, my eie kind wat nou in graad 11 is, was toe ek begin het in graad 4. En ek onthou sy by die huis gekom en gesê, mamma, ons skryf 'n NW toets maandag en ek moet hierdie goed leer. En ek was soos, maar juffrou het nou seker vir jou gesê hoe om te leer en sy was soos nee, sy weet glad nie wat om te doen nie. En toe besef ek, koek, jy weet, ons dink die skool leer al hierdie goed vir ons kinders, maar dit is te besig. Die skool is te vol, hulle kom nie altyd by dit uit nie. En toe besef ek, kyk, nou moet ons 'n plan maak. En ons het letterlik 'n naweek gehad om nou te leer vir hierdie toets. En ek sien toe maar hierdie gaan nie werk nie, nie met hierdie kind. En ek begin toe nou vir 'n videoetjie maak en skielik snap sy wat sy moet leer en weet en in 5 minute se tyd weet sy toe nou al die feite en ek besef toe kyk hier's 'n gat in die mark, ons moet iets met hierdie doen. Want ons baie kinders wat sukkel. Ek het dit toe net vir 'n paar vriendinne gestuur en almal was soos, ag, jy red ons lewe en in daai oomblik besef ek toe nou maar weet jy wat, ons kan 'n besigheid van hierdie maak. As daar 'n paar vriendinne van my is wat oorweldig voel deur hierdie graad 4 jaar, dan is daar definitief baie ma's wat so voel. So as jy so 'n netedop kan opsom, wat is Rising Brightness? Leer dit kinders hoe om te leer? So Rising Brightness is 'n platform wat baie goeders op het. Onder andere ons hoofproduk is vir graad 4 tot 6 kinders, waar ons die CAPS kurrikulum se inhoud vat en ons som dit op in video materiaal. Want ons kinders is baie visueel. Ek verduidelik dit altyd deur te sê, as ek nou vir jou sê, dink aan 'n appel, jy weet of die woord appel sê, dan sien meeste van ons 'n rooi appel en ons sien nie die woorde nie. Jy weet, so ons is baie visueel ingestel as mens. En ons kinders ook. So nou kry hulle die boek wat hulle moet leer met klomp woorde en ja, daar is tyd en plek vir dit om inligting te vat en te prosesseer, maar ons lewens is so besig dat as ons kinders kan leer om in prentjies te dink, gaan hulle vinniger leer. Hulle gaan dit langer onthou. Dis nie net van ek leer dit vir die toets môre nou vergeet ek dit oor 2 dae nie. As ek jou oor 'n week vra, gaan jy dieselfde prentjie nog steeds in jou brein kan sien. So ja, so dit is ons hoofproduk. Ons som die werk op in videomateriaal sodat hulle visueel auditief kan leer. En dan is daar baie ander produkte ook
ons het studiemetode kursusse om dan die ouer kinders te leer hoe om te leer self, want in hoërskoolvlak moet jy dan nou al self kan leer. En ja, ons het entrepreneurskursusse, ons het coding, jy weet, vir coding kursusse en allerlei ander lekker produkte sommer net op ons webblad. Dit is so interessant en dis my lekker dat jy self dit met jou eie dogter gesien het in daai belangrike fase, my vriende ook met kinders in daai ouderdomsgroep. Ek sien nogal daai wat jy nou skuif van die vroeë grade van laerskool na die senior fase is nogal 'n groot skuif. So wat is dit? Duidelik is dit een van die groot ouderdomsskuiwe. Is daar nog ander groot veranderinge in 'n kind se akademiese loopbaan wat jy sien, joh, hier moet hulle nou 'n kop skuif maak. Wat is van daai groot jare wat jy sien wat die ouers moet ekstra wakker wees? Ja, ek dink die meeste van ons skrik wakker in graad 1, nê. Nee. Ons het 'n kind wat speel en hardloop en alles tot en met amper graad R deesdae, voel dit vir my. Ja. En dan skielik moet die kind sit vir ure en ons gaan nou skryf en ons gaan nou lees. En dan skrik ons as ma's onsself almal koud, want dit is soos, okay, en ek onthou met my kinders, ek het 3 kinders, en in graad 1 het ek besef, frakstiks, ek gaan hulle moet leer lees. Mens dink, dit gebeur by die skool, en dan gebeur 'n groot mate van dit by die skool, dis reg. Maar die klasse is groot, die juffrouens is baie keer oorweldig, die kinders is stout, jy weet, daar's baie elemente wat maak dat daai werkies huis toe kom, en mamma moet hulle nou help leer lees en help leer skryf. En ons is nie almal toegerus om dit te doen nie. Jy weet, ons het nie grade in onderwys of in spesifieke grade wat daai goed vir ons leer om te doen nie. Ons is dalk rekenmeesters of 'n huisvrou mamma wat nie hierdie goed het nie. So ons skrik in graad 1 en ek dink dit skuif na graad R toe. En dan skrik ons weer in graad 4 as ma's. Want dan kom die kind en hy moet skielik leer en dan skrik ons weer so klein bietjie op hoërskool, maar dan laat ons gaan en dan skrik ons weer in graad 11. Wanneer hulle moet begin daai punte gebruik vir hulle toekoms. So daai is vir my die 3 hooftye van wanneer ons as ma's weet regtig skrik oor wat gaan nou hier aan en wat moet ek nou doen. Ek is bly ons het dit nou geïdentifiseer, nou kan ons dit hanteer. My dogtertjie is nou graad RR, volgende jaar gaan sy graad R toe, so raad vir my en ander ouers met ons kinders wat nou amper die formele skoolstelsel betree. Wat is van daai groot uitdagings, wat kan ons doen om hulle te bemagtig om dit te kan hanteer? Ek kan dink mense kan baie eintlik doen, veral as jy sê beterme van lees om hulle al voor te berei, jy weet, boekies lees en so, maar wat moet ek nou gaan doen voordat sy in 2027 graad 1 toe gaan? Ja, kyk, 'n kind volgens my moet speel. En ek dink baie arbeidsterapeute gaan dit vir jou sê en baie jy weet baie kundiges gaan dit sê. En ek is bevrees ons vat baie van daai weg baie vroeg in 'n kind se lewe op die oomblik. So ons sit hulle in programme. Daar kom rapporte op die ouderdom van 2 hoor ek nou die dag en ek was soos 'n rapport, wat staan daarin? Ja. So ons moet baie oopkop wees oor hierdie goed, tot en met graad 1, voel dit vir my. Ons moet jou kind moet speel, hardloop, dis die belangrikste goed wat jy kan doen. En dan boekies lees vir jou kind. So hy of sy moet besef, dis lekker om te lees, jy moet dit lekker maak. As hulle sukkel, of as hulle nou wil probeer, laat hulle probeer, maar sodra jy sien jou kind sukkel, stop dit. Jy weet, moenie nou nie forceer, jy moet nou begin, want volgende jaar moet jy nou al kan lees. Gaan terug, laat hom speel. Baie arbeidsterapeute, as jy jou kind, jy weet, as ons met arbeidsterapeute wat spesifiek in daai ouderdomsgroepe praat, gaan hulle vir jou sê, werk baie groot en baie kineties. So laat hom dan nou maar in reis lettertjies maak, sonder dat hy weet hy is besig om letters te maak. Jy weet, ons sê net, hier's 'n groot bak rys, kom ons kyk wat ons kan teken vandag, of met skeerroom, of seker goed, as jy regtig nou jou kind so lank wil begin voorberei. As jou kind, as daar geen rooi vlae vir jou is van kleuterskool daar af nie, laat jou kind net speel, tot en met graad R, en dan begin hy lettertjies lees en lettertjies maak, en dit is heel okay. Baie dankie, dit is goeie raad en dit laat my hart sommer bly voel, want ek stem so saam met jou, ek dink regtig,
ons moet meer fokus op dit en ek sien eintlik hoe blom my kind ook as sy net toegelaat word om homself te geniet en speel en lekker boekies te lees en daar's nie druk nie. So ek steur my ook nie te veel aan daai rapporte wat uitgegee word nie. Goed, maar nou is hulle in die skool, hulle gaan graad 1 toe en ek dink dis iets wat enige ouer yskoud laat as die onderwyser roep jou in en hulle sê vir jou ouma jou kind sukkel met iets of hulle is bietjie agter die maatjies lees al beter as hulle. Dit is ook nog baie vroeg, maar dalk wat kan 'n mens doen as daar dalk blyk daar's probleme daar sommer so vroeg in graad 1 of 2? Ek gaan nou uit ondervinding net ook sê, my oudste kind, ek gaan haar as 'n voorbeeld gebruik, sy het nie vinnig gelees nie, sy het nie vinnig geskryf nie, sy is 'n November baba, ja, so mens moet daai in ag neem. Sy het op laerskool nie alle 7's gekry nie. Sy is nou in graad 11 en sy het 'n 90 gemiddeld. So jy moet die groter prentjie sien, voel ek. Jy moet skrik wanneer jy moet skrik en iets daaromtrent doen, wanneer jy iets daaromtrent moet doen. Verstaan, ek sê nie jy moet dit ignoreer nie. As daar probleme is, ja, dan moet ons iets doen om dit aan te spreek. En hoe vroeër, hoe beter. Maar as jou kind gemiddeld begin en jy dink nie daar is groot definitiewe probleme nie, gee net 'n bietjie tyd ook partykeer. Veral seentjies, graad 1, ek onthou my tweede een is 'n seun en in graad 1 het die lieflikste graad 1 juffrou my een keer gebel en gesê, luister, ons het 'n probleem hierso op donderdag, sê hy's nou klaar met skool, hy maak sy boekie toe, hy weier om verder te werk, hy het nou genoeg van hierdie een ding gedoen vir die week, ek beloof vir jou, so dis ook genade, dit klink soos hy, ja, maar seentjies, ek voel ook so op donderdag, ja, ek voel baie keer op woensdae so, so seentjies veral wil speel in graad 1 en is vir hulle bitter moeilik om te gaan sit en werkies doen en wat dan gebeur Daniella is, ons kry 'n briefie wat sê, jou kind moet medikasie begin gebruik. Ja. En mens moet baie versigtig wees vir dit. Gaan sien iemand, maar verduidelik vir hulle die hele prentjie. Sodat mens die hele prentjie het, voordat ons kinders begin medikeer, omdat graad 1 die juffrou dink hy kan nie stil sit nie. Ek is jammer, maar ek wil ook nou verder hieroor praat, want is ons skoolstelsel nie dan eintlik verkeerd nie, en ek het wonderlike skooljare gehad, en ek dink nie ek gaan my kinders tuis onderrig nie, maar dit is tog iets wat my pla, Jolanda, dat 'n kind in graad 1 so lank moet stil sit, en ons verwag hulle moet dit kan doen. Dit moet ons eintlik maar vrede daarmee maak, dat dit is nie eintlik 'n redelike eis om van 'n 7-jarige seentjie te hê nie. Weet jy wat, ons het almal daardeur gegaan en ons kon sit, nê? Ek dink nie altyd dit is die probleem nie. Ek persoonlik dink die skoolstelsel is oorweldig. Ek dink die klaskamer, baie keer van die onderwysers voel oorweldig. Ek dink kinders kom meer skool toe sonder, ons was gedissiplineerde kinders, net daai jare. As jy bly stil en jy stil gebly, jy was bang. So, ek dink dit gebeur deesdae nie. Ek dink kinders is bietjie meer ongedissiplineerd en dan is die klas ontwrig en hoe meer die klas ontwrig is, hoe meer spring die seentjies of die besige kinders uit hulle plekkies uit, want ons nou skielik 'n gaping om dit te kan doen, en dan voel juffrou oorweldig. So ek dink ons soveel elemente wat inwerk op iets wat ons 'n antwoord voorsoek. Ja, ek dink is meer kompleks as wat dit was in ons dae. Maar nie net dadelik sê, hierdie kind kan nie stil sit nie, medikasie, soos jy sê, kyk na al die faktore en neem dit in ag en gee tyd. Ja, ek is nou nie iemand wat medikasie mag voorskryf nie, maar dis my persoonlike opinie en raad. Daar is baie keer wat medikasie regtig nodig is en vroeër beter. Die professionele mense gaan weet wanneer. Ja. Maar ek dink dit is goed dat jy sê mens moet net ook kyk na die ander elemente en dat dit maar vir 'n 7-jarige seentjie in sy wese en baie dogtertjies natuurlik ook moeilik is om so lank stil te sit en dat dit goed is wat soms hulle self kan uitsorteer oor tyd. Ja, en baie kinders het beweging nodig. Kyk, ons leer sensoriese ons doen sensoriese profiele in ons studiemetode kursusse. So as jy 'n kind het wat beweging soek, moet hy daai beweging kry vir sy brein om optimaal te kan werk. Dit beteken nie hy het patologie nie. Dit beteken nie daar's iets fout met hom nie. Hy moet net beweeg sodat sy brein kan werk. En ons as groot mense is ook so van ons. So dit is nie dat daar iets dan fout is nie. Jy moet jou sensoriese stelsel begin integreer. En daar kan 'n arbeidsterapeut lekker werk met jou kind dan, as dit die geval is.
Dankie Jolanda. En dan nou, hulle is klaar met daai vroeë fase van die laerskool, dan beweeg hulle aan en hier rondom soos jy sê graad 4 en 5 middellaerskool, dan word die eise skielik baie groot, né? Hulle is nou nie meer kindertjies nie, daar word nou allerhande grootkind dinge van hulle verwag. Wat sien jy hier is van die belangrikste emosionele en akademiese vaardighede wat hulle hier moet aanleer, want die twee loop tog ook maar hand aan hand. Ja, so graad 4 en 5 begin hulle mos nou leer en eksamens en toetse. So wat ons dan baie sien is angstigheid. Angstigheid wat uitpop. En angstigheid is regtig waar en daar. En ons moet dit nie ignoreer nie, ons moet ook nou weer nie oordoen nie. Maar as jy sien jou kind se gedrag verander in daai tyd. So hy word stiller, hy slaap meer tensy hy nou in daai tienerfase is wat hulle regtig meer slaap, maar hy raak slaperig, hy onttrek van maats af, daai tipe gedrag, dan moet daar vir jou 'n rooi lig aangaan en dan moet jy bietjie kyk. Jy weet, is dit nie angstigheid nie. 'n Kind wat alles by die huis ken, as jy vir hom vra, jy weet, noem vir my dit en hulle ken al hulle werkies, maar hulle kom terug met 'n punt wat lyk of hy nooit geleer het nie. En dit gebeur herhaaldelik, dan moet jy dink, is dit nie dalk 'n bietjie angstigheid nie. Jy weet, as hy in daai toetssituasie is, slaan sy toe of jy weet, is dit net te veel vir haar. So dan moet daar 'n bietjie rooi ligte aangaan. En een van die groot akademiese vaardighede wat ons teen daai tyd moet hê, is om te kan lees met begrip. Ja. En ons COVID kindertjies wat daai graad 1 kindertjies wat COVID jare daai tyd getref het, sukkel regtig nou met lees met begrip. Maar dit moet ons aanleer van die begin af. Wat lees ek, hoekom lees ek dit, wat verstaan ek as ek dit lees, kan ek dit weer terugvertel? Dit moet jy in graad 4 onder die knie hê. En as 'n ouer nou sê, hulle sien hulle kind is nou daar en dit gaan rof, hulle sukkel, hulle gaan outomaties nou vir jou vra, hoe help ek my kind? Ek weet dis redelik individueel, maar enige breë raad wat jy kan gee vir daai 10-11-jariges. Ja, kyk, soos in graad 4, as daai toetsreekse begin, gaan net na Rising Brightness se platform toe. Ek beloof vir jou, dit gaan jou lewe soveel makliker maak. En kry van ons hulpmiddels om jou net daai oorweldige gevoel in jou huis te gaan laat settle. Die terugvoer wat ons die meeste kry is, jy het gemaak dat ons huis rustig is. So nou kom jou kind en hy moet leer, ja, ons gaan hom leer om self te leer met tyd in die regte tyd vir elke kind, maar intussen tyd, kry net vir hom videoetjies dat hy mee kan leer, sodat ons kan selfvertroue bou, dat ons nie 'n kind het wat nie van leer hou na 6 maande of 'n jaar nie, dat ons daai net lekker hou tot hulle reg is om dan nou self te leer en aan te gaan. Baie dankie. En nou is dit weer ons fast forward weer so 3-4 jaar. Nou gaan jou kind hoërskool toe. Nou sê uitdaging, dis nou nie net akademie nie. Dit is hormone, dit is al daai dinge wat saam met tiener wees gaan. So hoe help jy jou kind om te cope met hierdie groot verandering, maar ook dat hulle in daai stadium bietjie meer onafhanklik begin raak en hulle self eintlik begin voorberei vir die groot menslewe. Dis nogal 'n fyn balans wat mens daar moet loop. Ja, kyk jy, ek het nou 3 tieners in my huis. Nee, 2 en 'n halwe, een het nou 12 geword, so volgende jaar het ek 3 tieners in my huis. En ek wil vir jou sê, dis amper die moeilikste fase van al die fases, en ek weet, dis nie wat 'n ouer met jong kinders wil hoor nie, maar dit is so dinamies, en is amper so kompleks, en elke dag is anders, want een dag is die een in 'n bad mood, en die volgende dag is die volgende ene, en ek beloof jou, dan moet mens met boeke lees, om deur die tienerjare te kom. Maar so jy dans op eiers op die oomblik. Hoorie, ek weet nie wat ek kry nie. Elke dag is 'n nuwe dag. Maar ek dink die belangrikste ding is koneksie met jou kind. Ek dink tog as ons fokus om te weet wat in jou kind se lewe aangaan en te kan gesels en te kan luister na jou kind en nie net heeltyd raad gee nie, maar regtig luister van hulle na jou kant toe, dan gaan dit vir jou bietjie makliker wees in daai fase. Ek het nie al die antwoorde vir tienerfases nie. Ek weet net hulle raak onafhanklik en hulle wil onafhanklik raak in daai tyd. Skoolwerk gewys ook. Jy het nie meer 'n idee wat daar aangaan nie. Hulle en die onderwysers is op WhatsApp groepe. Jy is nie deel van hulle lewe dan meer in terme van die juffrou kontak jou nie. Jy weet, hulle vat eienaarskap en dis great. Dis wat jy wil hê. So as jy betrokke wil wees akademies by jou kind, is jou laerskooljare jou jare. Jy weet, as jy wil inspraak lewer daar. Op hoërskool vat hulle goedjies en hulle gaan op hulle eie manier. Dan moet hulle gesort wees.
Ek wil nou weer aansluit by wat jy sê van betrokke wees in die laerskooljare. Jolanda, hoe betrokke moet 'n mens wees? Want mense hoor baie keer van goed van, jy kan hoor hierdie opstel is deur pappa of mamma geskryf. Hoe help jy jou kind? Mag jy hulle ook die vaardighede om dit self te doen? Is dit oukei om vir jou kind hulle toespraak te skryf, of wil jy tog eintlik hê hulle moet dit self doen? Al is dit dalk nou nie 'n fantastiese toespraak nie, maar hulle het hom self geskryf. Wat is die riglyn daarvoor? Hoe hands-on moet jy wees? Ja, kyk, ons almal streef na onafhanklikheid met ons kinders op die ou einde. Dit is die hoofdoel, né? Om daar te kom, gaan ek baie keer moet help. Die hoeveelheid hulp hang van kind tot kind, ouer tot ouer, situasie tot situasie af. Die kind het nou, hokkieproewe gehad tot 8 uur, nou môreoggend moet hy nou ietsie lewer en nou het hy nie voorberei soos wat jy hom probeer leer om voor te berei nie. Nou sit ons 8 uur hierso en ons moet 'n toespraak kry. Laat jou kind nog steeds eers self probeer. Jy weet, al is dit 8 uur in die aand, al is hy moeg, al is hy nie lus nie, hy moet net eers self probeer. As jy dan sien, weet jy wat, nou raak ek 11 uur, ek wil nou al gaan slaap en hierdie kind kan nie meer nie, spring in en help. Weet, dit gaan nie die kind breek vir die lang run nie, dit gaan nie die appelkar omgooi nie, maar ek dink die belangrikste is, laat jou kind eers self probeer. En dan kan jy help, soos wat jy moet. Dis tog wat ons as ouers, weet, daar is voor, maar moenie oorneem en die hele toespraak skryf nie. Mens sien dit baie gereeld. Jy sien, jy weet, hierdie ouer het sommer van die begin af 'n toespraak geskryf. Moet dit nie doen nie. En dit gee ook seker vir 'n kind net daai bietjie selfvertroue dat my ouer laat my toe, al kry ek dit nie reg nie, om net te begin, eerder as wat hulle elke keer gaan, jy gaan dit nie reg kry nie, ek spring in. Dat op die langtermyn moet dit tog ook maar bietjie skade aanrig as jy heeltyd die boodskap kry, ek kan nie, en later begin jy self dit glo, en dan gaan jy mos nou die maklike roete kies, en dat maak vir jou doen. Ja, en dan sit aangeleerde afhanklikheid, noem ons dit. Aangeleerde afhanklikheid. So ek het my kind geleer hoe om afhanklik te wees van my. En dan is dit baie moeilik om aangeleerde afhanklikheid af te leer. So ja, so sien dit as 'n vangnet. Ons ouers is hier onder en ons is hulle vangnette. So sodra daai ding, as hulle val, is ons daar en ons help en ons gaan weer op. Ek dink dis 'n lekker prentjie om in jou gedagte te hou. Van ons is nie daar bo saam hulle nie, maar ons vang hulle hier onder, definitief. Ek het sommer nou aan iets gedink, dis nie eintlik deel van ons gesprek nie, maar ek dink tog dit kan van toepassing wees vir ons wat luister. As ons sê nou maar agterkom, ek het op skool nooit eintlik geleer om te leer nie. Ek het vreeslik gesukkel. Hierdie vaardighede wat jy nou vir jong mense en kinders leer, kan ons as volwassenes dit nog steeds aanleer? En hoe kan dit ons lewe verbeter as ons daai begrip en verstaan en visueel dink gaan aanleer? Hoe doen ons dit? Ja, ek dink as ons, dis makliker as groot mense, want ons metakognisie is gevorderd en ons kan doelbewus begin dink oor dinge, né? Ja. So as ek begin besluit, ek gaan hierdie nou wil verbeter in my lewe, dan kan ek dit doen. Meer as wat 'n kind is, sy brein is nog nie op daai vlak ontwikkel nie. So ons kan dit definitief, daar's soveel resources, né? Ek weet nie wat sit in Afrikaans nie, maar daar's soveel hulpbronne daar buite wat ons kan leer om hierdie goeders aan te leer in die lewe. En dan praat ek nou van mense wat nie noodwendig, patologie het nie, so jy het nie 'n breinbesering opgedoen nie, jy het nie depressie nie, jy het nie angsversteurings nie. Jy is 'n individu wat werk en wat nie patologie het nie. Dan is daar baie hulpbronne daar buite. Jy kan net gaan Google. Ja, dit sê ek ook altyd, as die voorreg om in vandag se era te leef. Ja, daar's uitdagings van die internet en sosiale media, maar mens kan jouself so upskill en jouself nuwe vaardighede leer. En ook jou kind help. Ek het ook al gedink, daai wiskunde wat ek dalk nie verstaan het nie. As ek nou op skool was, sou ek 'n YouTube video gaan soek het wat vir my Pythagoras verduidelik. En jy kan dit oor en oor kyk. So daar's eintlik soveel hulpbronne, soos julle sin ook. So dankie vir die werk wat jy doen en wat jy skep om kinders te help om te leer. Het jy dalk nog so enige woord en slotte wat jy vir ouers wil gee oor hierdie onderwerp en oor kinders en leer wat ons dalk nie gedek het nie, Jolanda? Daniela, ek dink mens moet net besef daar's 'n groter prentjie, nommer 1. Ons gaan nie almal se kinders gaan nie uitstap as prokureurs en aktuarisse nie, en dit is heel oukei. Ons hoef nie almal prokureurs en aktuarisse te wees nie. So dit is maar die eerste ding. Ons moet die groter prentjie sien. Waantoe is ons op pad en kom ons hou op angstig raak oor klein goedjies in die middel.
Dat ons net terug staan en kyk, jy weet, is dit regtig 'n groot probleem vir nou? As dit is, moet ek iets omtrent doen. As dit nie is nie, kom ek haal asem en ons kyk weer oor 'n paar maande. So bly jy sê dit, want ek hoor dikwels so baie van my baie slim gaste op die podcast van dieselfde boodskappe herhaal, en hierdie het ek nou al hoeveel keer by kenners gehoor, en selfs ouers wat sê dis 'n les wat hulle geleer het. Moenie net so fokus op nou nie, staan bietjie weg, kyk na die groter prentjie. So ek so bly jy sê dit ook. Dankie Jolanda, dankie vir jou tyd, en ten slotte, wat het jy by jou eie ma geleer? Gisteraand toe gaan stap ek nou en toe dink ek nou so diep oor dit. Toe gebruik ek nou my metakognisie. Toe dink ek, weet jy wat, my ma is deur baie in haar lewe as 'n jong kind. Sy het byvoorbeeld 2 boeties verloor op laerskool en haar ma was verskriklik siek op 'n tyd en sy kon nie by haar ma groot word vir 'n ruk nie. En my ma daar uitgestap as 'n vol mens. As 'n kind en baie keer is dit vir ons ook so, net daar kom goed oor ons pad en ons stap uit as 'n beter mens en daai resilience wat my ma het in die lewe oor as daar iets moeilik is, dan ons kry 'n manier, ons kom maar oor en ons gaan aan. Ons gaan sit en 'n hoopie nie. Ek dink dis die grootste ding wat ek by my ma geleer het, is maak nie saak hoe taaf dit raak nie, as jy nie op daai stadium doodgaan nie, dan is dit eintlik oukei. Dan gaan ons iets vind rondom dit, verby dit, op 'n ander manier. En ek dink vir ons as ouers, daar soveel waarde daarin om resilience aan te leer, nê? Om op te staan na die slegte rapport wat jy gekry het. Of juffrou bel jou en jou kind was nou stout. Jy weet, dit is nie die einde van die wêreld nie. Kom ons kom verby dit. Ons werk aan, ons kom verby dit, ons gaan aan, beter mense. Ek dink dit is die grootste les wat my ma my geleer het. Baie waardevolle woorde en perspektief. Baie dankie Jolanda, en dankie vir jou tyd en jou kennis en kundigheid wat jy met ons gedeel het. Dankie Daniel, dankie dat ek met jou kon praat.